John Waller met Crazy Faith. Dis 19 minute oor 7 ontbyt met Doopie en Nina. Dis 'n Woensdag, ons gunsteling dag van die week. Maar is natuurlik jou mense, my mense. So by ons in studio is twee baie spesiale mense, Mama Belinda en Drian van Rein. Welkom hier so by ons julle. Baie dankie. Hallo Drian. Môre. Is jy 'n man van min woorde? Ja. Drian soos ek, hy laat sy dade praat. Hoor nou. Ja, definitief. Hoor hierso, ek weet nou jy's 'n man van min woorde. So mamma, jy kan inval as Drian se woorde opraak, maar Drian, jou pa is in 2017 oorlede en jy vind jouself toe op 'n grondpad. Wat het daar gebeur? Ja, dit was 'n moeilike tyd, maar van daar af het ek maar weer vorentoe beweeg en ja, toe ek in 'n meganiese skool, 'n tegniese skool ingegaan en van daar af toe ek nou na college. Want ek is baie goed met maande, so ja. Ja, so ons wil nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar Belinda, jy het vir ons die e-pos gestuur en vertel van Drian en hoe trots jy nou op hom is, maar dit was moeilik om hier so te kom. Kan jy 'n bietjie meer vir ons uitbrei? Ja, dit was 'n moeilike pad geweest. Ekskuus. Dit is doodreg. Ja, dit is moeilik om 'n alleen mamma te wees met twee kinders. Hulle was in die laerskool gewees en toe het hy na hoërskool toe gegaan. So die pad van hom was bietjie moeilik, toe sy pappa nie meer daar was nie. So hy het gesukkel in die skool. So ons moes 'n groot keuse maak of ons hom in 'n gewone skool moet sit en of ons hom in 'n spesiale skool moet sit. So ek het lank gedink daaroor. Baie gehuil, maar dit is om in 'n spesiale skool gesit en daarvan het dit baie beter gegaan. So en ja, ons bly op die pad en die Here is elke dag daar om ons sterk te maak. En ja, dit is vir hom is 'n baie beter pad dink ek. Ja. En hy is op 'n beter plek. Ek is so bly vir hom. En ja, die pad is moeilik, maar ons het opgekom. Is nou 'n beter pad. So jy sê jy was bekommerd oor hom, oor Drian en toe sien jy hy het sy lewe omgedraai. So hoe het dit jou laat voel? Baie goed. Ek is baie bly. Dis asof hy baie negatief was en baie down altyd gewas. Hy was nooit homself nie. Maar vanuit in die hoërskool wees is hy baie meer oop, is hy baie meer homself. En is asof hy net gee elke dag. Dit is net wonderlik om te sien. Drian, het daar iets in jou gebeur? As 'n jong man, want kom ek sê vir jou, ek kan myself vereenselwig met jou, want ek het ook jonk my pa verloor. Ook toe ek in hoërskool was, of net na hoërskool. So ek verstaan waardeur jy gaan. Maar was daar iets wat gebeur het waar jy was in 'n donker plek en jy moes vir jouself gesê het, weet jy wat? Dis nie waar ek wil wees nie, dis nie waartoe ek wil gaan nie. I need to get out of this. Ja, ek was in 'n donker plek toe ek net na ek besluit ek moet uitkom, anders gaan dit net glad nie beter raak nie. En ja, hoe het jy dit toe gedoen? Toe ek in die tegniese skool was, het ek goeie mense ontmoet, soos my meisie. En ek het ons skool was, ons het baie houtwerk en so aan gedoen, so dat dit begin lekker raak vir my. So jy hou daarvan om met jou hande te werk. Ek hoor mamma is net so kreatief. Ja. So daai is amper vir jou terapeuties om te werk met jou hande. Ja, dit is. Ja. Ek geniet dit baie. Bietjie jou kop skoon te kry, nê, met ander goeters. Nie laat die duiwel so ronddans en jou gedagtes rond en bond gooi nie. Ja. So wat is jou groot droom, Drian? Ek wil eendag my eie besigheid oopmaak Ja. met plumbing. So ek volg na daai pad Ja. en dan gaan kyk hoe ver dit kom. So jy swat nou, jy het bietjie daaroor uitgebrei. Vertel ons bietjie van die skool of die college waar jy is. So dis 'n goeie college. Ek is nou besig met my praktiese werk. Okay. So ek gaan uit en ons gaan na konstruksiesites toe en al daai tipe van goed, ja. En dan is daar nou nog 3 jaar oor na hierdie jaar.
Okay. So hoe werk die setup? Ek try net gou verstaan. So hierdie jaar is jou eerste jaar, dis nou maar inleiding tot al die goeders, maar daar's ook praktiese ervaring wat al klaar opgedoen is. So Ja. 'n ou kan 'n bietjie werkies al begin doen so tussendeur en dan is daar nog 3 jaar wat voor lê voordat jy kwalifikasie vang. Ja, dit is waar. Okay, interessant. Ja, ons het eintlik by die college aansoek gedoen, maar omdat hy nie sy graad 11 het nie, so toe het hulle vir ons gesê, okay, omdat hy nie graad 11 het, moet hy ekstra jaar studeer. Soos daai oorbruggingsjaar. Ja, so in plaas van 3 jaar moet hy 4 jaar. So verlede jaar was nou sy, soos hierdie jaar was nou sy ekstra jaar gewees wat hy nou vir sy wat hy vir sy punte geleer het en sy punte gewerk het. Nou volgende jaar is dit nou sy groot. So Belinda, soos wat jy vroeër gesê het, jy's 'n enkel mamma en ek kan myself nie eers indink hoe hard dit moet op jou wees om self al hierdie besluite te neem en behalwe dit die finansiële druk. So jy het 'n werk, maar jy soek ook naweekwerk om net alles te kan dek, né? Ja. Ja, dit is bietjie moeilik. Al die goedjies wat gebeur het, ek was 'n jaar verloof gewees, so dit het nie uitgewerk nie. So al die stres op die ekstra goeders wat ek moet betaal en sy finansies met die college wat nogal baie is. En dan die ekstra kar wat hy het, en sy petrol en al die goedjies is maar hard op 'n mamma. Ja, ek kan dink. So ons sal nou 'n bietjie verder gesels met Belinda en Adrian, 'n bietjie verder hoor oor wat die man se groot toekomsplanne is en jy weet waar hy homself wil vind in die volgende paar jaar. Dit op net hierna. Bethel met Raise a Hallelujah, is Groot FM 90.5. Bietjie jou mense, my mense en vandag saam met ons in die ateljee ma Belinda en Adrian van Rein wat saam met ons kuier ook. So net so voor die breek het ons nou gehoor Drian se droom is om sy eie besigheid te hê. Maar Belinda, wat is jou grootste droom vir jou seun? My grootste droom is maar hy moet sy beste gee. En solank hy net sy oë gefestig is op die Here, dis die belangrikste. En dan sal die res self kom. Absoluut. So hierdie colleges, ek weet dit is nogal 'n duur storie. Ons het gehoor finansies is 'n bietjie moeilik. Wat kos die kursus 'n jaar, Drian? Ek dink as ek reg kon onthou is dit 60,000 per jaar. 60 net so plus minus. Ja, plus minus ja. 60,000 per jaar. En dan is daar nou nog 3 jaar wat voor lê. Ja. Maar ek het gehoor daar is nog 'n uitstaande bedrag vir hierdie jaar. En wat is daai bedrag? Dit is R14,500. Okay. So plus minus 60,000 Dis ek dink is 65,000 per jaar. Yes. Ek kan nie weet die colleges het so duur geword nie, né? Ja. Maar dit is iets wat 'n groot aanvraag gaan wees, ambagte een van die dae, want nie almal van ons kan AI en IT en al die lekker goeders doen nie. Ja. So ons weet nou daar's 'n uitstaande bedrag. Julle het nou al vereffen sover as wat julle kan. En ons het obviously gehoor van Drian se storie en ons weet hy's 'n seun of 'n man, 'n jong man nou wat 'n pad moet stap met drome van sy eie besigheid. So van Groot FM se kant af wil ons daai uitstaande bedrag vir hierdie jaar gaan ons vereffen vir julle ten volle. Net sodat jy 2026 met 'n clean slate kan begin, oorbegin. En dan het ons ongelooflike vriende van Groot FM, ongelooflike mense, Salrock Mining Services. So hulle betaal of hulle het R15,000 gegee in 'n kitty vir volgende jaar en dan nog vriende, Tools for Life Foundation en die Rottenburger of wat maatskappy Rottenburger, hulle het ook so ongeveer €500 gegee. So wat dit beteken is, jy begin 2026 met 'n krediet van R37,000. So dan sal nog net 'n bedrag van omtrent so R23,000 wat moet betaal word vir volgende jaar. So net so hupstoot in 2026 in. Verligting vir 'n enkel ma. Ja, baie dankie. Drian, en jy's excited. Volgende jaar begin die groot sports. Ja, dit is. Ek is regtig baie excited. En jy is reg vir die dinge. Ja, ek is. Kom ek sê net ek verstaan waar julle is. Ons familie was ook al in 'n soortgelyke situasie.
Belinda, jy gaan baie vrae hê. Nog baie vrae en jy gaan nog baie met die Here stry ook en vra hoekom en why. En een of ander tyd gaan dit draai en jy gaan dalk skuldig voel en voel jy kon meer gedoen het. Al wat ek vir jou kan sê is you've done more than enough. Ek kan sien jy's 'n ma wat uit jou pad uitgaan vir haar kinders en die Here sien jou en hy ken jou hart en nooit laat die duiwel kom en vir jou sê dat jy is nie goed genoeg nie of jy het nie genoeg gedoen. You've done enough and you keep on doing. So jy's ongelooflik, jy's 'n ongelooflike vrou. En dan Drian vir jou my vriend van 'n ouma wat nou al 'n paar lesse geleer het. Mag dit met jou net ongelooflik goed gaan. En ek weet die Here gaan jou pad seën vorentoe. En iets wat ek eers baie laat in my lewe agtergekom het, want ek was kwaad, was soos jy weet. Waar's my dad? Ek wil die oom bel. Al trap hy my net uit, jy weet soos wat hulle doen of jaag my rond om 'n Coke te gaan haal of whatever dit mag wees. Jy wil nog met jou dad goed deel. En ons het nou nie meer daai voorreg nie, maar jy het 'n groter voorreg nou. Jy kan met jou hemelse Vader tyd spandeer. En ek het dit laat agtergekom. En dit is my wense vir jou is van die tyd om te leer van jouself ook nou. Want die Here sit goeders op jou pad en lesse. En dit is nie altyd lekker in daai oomblik nie. Maar daai lesse is om jou nou te leer sodat jy dit kan toepas in die toekoms. En gebruik elke dag as 'n leerskool en wees elke dag dankbaar vir die voorreg om te kan doen wat jy doen en te gaan doen. Want iewers gaan jy nog 'n groot rol speel in iemand anders se lewe en ek weet ook, jou besigheid gaan floreer as jy klaar is, jou verhoudings gaan floreer en maak seker jy het altyd 'n verhouding met jou ma. Want daai tannie langs jou het jou baie lief. En sy gaan nog vir jou baie chol gee, glo my. Totdat jy enige ou man is so oud as ek. Maar dis die mooiste chol wat daar is 'n ma se liefde vir haar seun. En mag dit met julle ongelooflik goed gaan en ons bid elke dag vir julle. Geniet die volgende chapter en ons kan nie wag om te hoor hoe dit goed gaan met jou nie. So enjoy. Waardeer dit. Baie dankie julle, waardeer dit baie. So dis ons jou mense, my mense vir vandag. As jy die storie gemis het, ons sal na die tyd dit natuurlik op ons YouTube kanaal sit en dan kan jy weer die storie gaan kyk.